elke wêreld getroue God 'n oorsig oor die projek. Ons het begin Sondag die 26ste Oktober en jong mense het getuig van hulle geloof in Jesus hier in die nuwe gebou. In die ou gebou het ons gekyk na die profesie van Joël wat Petrus aanhaal as hy sê God wil sy gees uitstort op alle mense. Daarna het ons gekyk na gebed, die rol van gebed in Lukas en Handelinge. En ons het vir julle gevra om te bid vir die projek en ek wil vra dat julle sal aanhou bid vir die projek asseblief. Wat voorlê vir ons is om te kyk wie is Lukas, dis wat ons volgende gaan doen. Wie is die skrywer? Wat is sy verhouding met Paulus? En wat maak dit saak? Hoe verander dit my lewe? Dan gaan ons kyk na die profetiese verwagtinge wat daar was. Daar was veral twee lyne in wat hulle noem Second Temple Judaism in die tyd van Jesus. En hoe hierdie lyne ons verstaan beïnvloed van hoe God sy beloftes vervul, want hy is getrou. Dan gaan ons kyk na die struktuur van Lukas en Handelinge, en dis 'n geografiese struktuur. Op 'n manier begin dit by Jesus se bediening in Galilea, en dan gaan dit oor na sy bediening in Judea en Samaria, en dan Jerusalem, en dan is Handelinge presies die omgekeerde, dis Jerusalem, Judea, Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde. So jy het 'n tipe X prentjie wat jy kan voorstel wat geografies is, en in die middel, die sentrum, is dit wat in Jerusalem gebeur, met die kruisiging, die opstanding, die hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees. Dis die kernsake. En dan gaan ons begin met ons voorbereiding vir Kersfees, en daar het ons 4 weke wat ons gaan kyk na hoe is die opbou tot die geboorte van Jesus in Lukas se evangelie. En dan gaan ons tydens die vakansietyd gaan ons besig wees met Johannes die Doper se bediening, en ons gaan besig wees met Jesus se geslagsregister in Lukas en wat dit vir ons beteken. En ons wil vir jou vra, ons wil nie vir jou voorskryf nie, ons wil vir jou vra en voorstel, luister die hele Lukas en Handelinge in 'n audio Bybel. As jy ry op vakansie dalk, luister die preke, lees die nuusbriewe wat ons op die webwerf sit, en vra vir jouself 3 vrae af. Wat sê God in hierdie gedeelte? Hoekom is dit belangrik? En hoe gaan dit verander hoe ek lewe, hoe ek optree? Ons gaan nie na al die gedeeltes in Lukas en Handelinge kyk nie, daar's te veel perikope. So ons maak 'n seleksie, maar ons wil baie graag hê julle moet die hele Lukas en Handelinge deurwerk. Baie dankie.